lees vandag 2 gedeeltes uit die woord van die Here. En nou aanvanklik, en die van die wat ook die teksie ontvang het en gelees het, gaan het vir jou lyk asof hierdie 2 tekste niks met mekaar te doen het nie. Heeltemal niks. Dit lyk nie of daar 'n verbintenis van enige aard is nie. En tog is daar is 'n wonderlike verbintenis tussen die 2 en ek wil dit graag vandag met julle deel. Eerste gedeelte uit Deuteronomium 25 in die Ou Testament, in my Bybel op bladsy 215, Deuteronomium 25. En dan daarmee saam 'n baie bekende gedeelte uit Efesiërs 5. Efesiërs 5 op bladsy 255 van die Nuwe Testament. 'n baie bekende gedeelte, Efesiërs 5 vanaf vers 6 tot en met vers 11. Efesiërs 5. Ek lees eers uit Deuteronomium 25. Ek lees vanaf vers 17. Jy moet onthou wat Amalek jou aangedoen het toe jy uit Egipte getrek het. Hy het jou van agteraf aangeval toe jy moeg en uitgeput was. En hy het almal wat nie kon byhou nie, om die lewe gebring, sonder om hom aan God te steur. Wanneer die Here jou God, die oorwinning laat behaal het, oor al jou vyande rondom jou, en jy rustig woon in die land wat die Here jou God in jou gee, as jou eiendom, en jy dit besit, moet jy die naam van Amalek van die aarde af uitwis. Jy mag nie vergeet om dit te doen nie. Daarmee saam Efesiërs 5, ek lees vanaf vers 6, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Ek lees vandag net tot hier.